Jesus Christus was en is en sal altyd wees en is en was volkome God. So 'n paar Sondae terug het ek dit genoem. Kan julle onthou toe Filippus vir Jesus gevra het, wys vir ons die Vader. Wat het Jesus gesê? Hy het gesê, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. Hy was God in die vlees. Met ander woorde, hy was God in 'n menslike liggaam. He was from always. He was and still is God. His sacrifice was huge. He was God even before he was born, a human being in Bethlehem. There was never a time when Jesus didn't exist, and there will never be a time that he ceased to exist. He is the Son of God, and when he came to Bethlehem, he literally walked out of heaven to this earth, keeping everything about him that was God, because he was God. The Bible says that he came in the form of God, and that means it wasn't just the outward appearance of God, it was the inner existence of God. Jesus was not simply like God, he was God. He was the true nature and essence of God. Jesus Christ was and is and always will be and is and was fully God. Do you remember when Philip asked Jesus, show us the Father? And what did Jesus say? He said, if you've seen me, you have seen the Father. So he was God in the flesh. In other words, in a human body like you and I. In Kolossense 1:15 sê, hy is die beeld van die onsigbare God, die eersgeborene oor die hele skepping. We cannot see God, but Jesus Christ shows us completely who God is. Even before God made anything, Jesus was already there as God, as God's Son who rules everything. En dan 1 Timoteus 3:16, ek lees uit die 2020 vertaling om dit makliker te maak. En die geheimenis van die ware Godvreesendheid is sonder twyfel groot. Hy is geopenbaar in 'n menslike liggaam, regverdig bewys deur die Gees, gesien deur die engele, verkondig onder die nasies, geglo in die wêreld en opgeneem in heerlikheid. Yes, the message that God has shown us about Jesus Christ is very great. We all agree to this. God showed him to us as a man. God's Spirit showed that he always did what was right. Angels saw him. People taught this message in many countries of the world. People in the world believed in him. God took him up to be with himself in heaven. En dan Hebreërs 1, in die ou tyd het God baie keer op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete, maar in hierdie eindtyd het hy met ons gepraat deur sy seun. Hy het hom aangestel as erfgenaam van alle dinge en deur hom het hy ook die wêreld geskep. Hy is die uitstraling van God se heerlikheid en die ewebeeld van sy wese. Hy hou alles in stand deur sy magtige woord. En nadat hy die reiniging van sonde bewerk het, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogtes. Nou kom ons by die vraag, wie is Jesus? Jesus is die Seun van God en Jesus is God die Seun. En as ons nie hierdie kan begryp nie, ek dink mors ons eintlik ons tyd om Kersfees te vier. Want as hy nie is wie hy sê hy is nie, kon hy nie gedoen het wat hy gesê het hy gedoen het nie. Is dit nie waar nie? Many years ago, God spoke to our ancestors by his prophets. He spoke many times and in many different ways. But in these last days, he has spoken to us in his Son. In the beginning, God worked through his Son to make the whole universe. He decided that everything should belong to his Son.
The sun shows us completely what God is like. He shines with God's great glory. His nature is the same as God's nature. The sun's powerful word causes everything to continue. He himself made it possible for us to be clean from our sins. After he had done that, he returned to heaven. He went and sat at the right side of God, who rules with all authority. And if we don't understand this principle, we cannot understand Christmas. We have to understand that he was God who came in the flesh, but he was still God. So wanneer die Bybel sê dat Jesus Christus dit nie as roof beskou het om gelyk aan God te wees nie, beteken dit eenvoudig dat hy nie selfsugtig aan dit vasgeklou het nie. Hy het nie sy godheid geneem en dit op enige manier gebruik as wat dit moes gebruik word nie, want Jesus was God. So status was nie belangrik vir hom nie. Maar ons selfsugtigheid was. En ons kan dalk nie alles ten volle in ons menslike verstand verstaan nie, maar Jesus het alles opgeoffer wat hy lief gehad het. Sodat hy diegene wat hy kon dien, wat hy lief gehad het, toe hy na hierdie aarde gekom het. So Jesus het gekies om onselfsugtig te wees, en hy was die enigste persoon in die wêreld wat eintlik ooit die reg gehad het om sy regte op te eis, maar hy het dit prys gegee. Ek en jy kan eintlik dieselfde doen, of probeer om dit te doen. Ons moet ook soms ons regte vergeet en onselfsugtig wees. As ons verlosser dit kon doen, kan ons dit ook doen. Jesus chose to be selfless, and he was the only person in the world who ever had the right to claim his rights, but he gave them up. You and I can do the same. Please stop playing with that. Just put it down. We also have to forget about our rights at times and be unselfish. So die eerste ding oor Kersfees vanuit Jesus se perspektief was dat hy die onselfsugtige seun van God gekom het om een van ons te wees. Maar die Bybel sê hy het oorgegee, maar hy het homself verneder en het die gedaante van 'n slaaf aangeneem en in die gedaante van mense gekom. Jesus was van nature God, maar die Bybel sê hy het homself verneder, of ons kan ook sê dat hy homself leeg gemaak het. Jesus was God by nature, but the Bible says he humbled himself, or we can also say that he emptied himself. Daar was 'n skrywer met die naam J.B. Phillips, en hy het daai vers as volg beskryf. Hy het homself van alle voorreg ontneem, maar Jesus het nie sy godheid opgegee nie. So hy het sy voorregte het hy opgegee. Ek meen, hy was en is nog steeds God. Want as Jesus sy godheid opgegee het, was hy nie meer volkome God toe hy hier was nie. En kon hy ons nie red nie, want een man kan nie die hele wêreld red deur sy dood nie. Net God kan dit doen. One man cannot save the whole world by his death. Only God can do that. So wat beteken dit as dit sê hy het homself verneder? Hy het vrywillig gekies om nie sy goddelikheid te gebruik nie. Hy het nie sy goddelikheid opgegee nie, maar hy het gekies om dit nie te gebruik nie. So daar's 'n groot verskil tussen om sy godheid op te gee en om te kies om dit nie te gebruik nie. Hy het van sy eienskappe as God gebruik om dinge na sy doop te verander, maar die Bybel sê selfs by die kruis kon hy net engele geroep het om hom te red. Het hy dit gedoen? Nee. Hy het gekies om deur dit te gaan vir jou en vir my. Hy het homself vrywillig van die onafhanklike gebruik van sy eienskappe ontneem, sodat hy met ons kon identifiseer.
So alles wat Jesus in die hemel was, was hy ook op die aarde, al was hy in 'n menslike liggaam. But the Bible says, even at the cross, he could have called angels to come and rescue him. But he didn't do that. He chose not to do it for our sake. Everything that Jesus was in heaven, he was also on earth. Hy het homself leeggemaak, deurdat hy dit vrywillig oorgegee het. Dan derdens beteken Kersfees dat Jesus gekom het om te dien. En die deel van die Kersverhaal wat so duidelik is in Jesus se lewe uitgebeeld word, is eintlik die lewe van diens. In Filippense 27 staan daar dat toe hy op hierdie aarde gekom het, het Jesus die gedaante van 'n slaaf aangeneem. Hy was gebore deur 'n mens, 'n vrou, Maria. Hy was 'n afhanklike babatjie. En dit terwyl hy nog steeds God was. Ek meen, wat doen 'n baba? Maak sy doeke vuil. Kan niks vir homself doen nie. Die winde moet uitgeslaan word. Hy moet... Imagine, God word 'n baba. Ek meen, hy was eers 'n embryo. En toe het hy ontwikkel in Maria. En toe sy gebore op 'n normale manier, deur die geboortekanaal. So hy wat vry was, en 'n alomteenwoordige God was, het sy onbeperkte vryheid prysgegee, en hy het na hierdie aarde gekom, en homself in 'n menslike vorm laat bevind. Hy wou in die vorm van 'n mens kom, om 'n dienaar te wees, en homself met ons te vereenselwig. So Jesus chose to be a woman and a slave, but he was still God. Hy het in Lukas 22:27 gesê, ek is onder julle as die een wat dien. Hy het ook in Matteus 20:28 gesê dat die seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. So daar was nie baie mense wat Jesus gedien het nie, maar hy het baie gedien. Not many people served Jesus, but he served many people. So in Johannes 13 lees ons dat Jesus sy eie disippels bedien het. Hy het hulle vuil voete gewas. So hy het die gedaante van 'n dienaar aangeneem. Jesus beteken diens. Hy het gekom om te dien. So as ons Kersfees in die gees van Jesus Christus wil vier, beteken dit dat ons 'n manier moet vind om te dien. Kersfees het vir Jesus diens beteken. Hy het die vorm van 'n dienaar op homself aangeneem. Volg hom deur sy lewe. Hou hom dop. Hy eis nie baie dienaars aan homself nie, maar hy word self 'n dienaar vir ander. Kersfees het nie net 'n lewe van oorgawe en diens nie, maar Kersfees aan Jesus het onderdanigheid beteken. Jesus came to serve people and be submissive. Hy het homself verneder en gehoorsaam geword tot die punt van die dood, selfs die dood. Jesus was volkome mens, hoewel hy ook volkome God was. Hy het as 'n mens pyn en lyding beleef. Iemand het eendag gesê, Jesus het homself in een oogwink breekbaar gemaak. Hy wat groter as die heelal was, het 'n embryo geword. Hy was God. So he was God, but also a human being while he was on earth, and that is why he felt the same pain and suffering like us. En hy, wat die wêreld met 'n woord onderhou, het gekies om afhanklik te wees van borsmelk van 'n jong meisie. Dink net daaraan, God as 'n fetus. Dan 'n persoon met die naam C.S. Lewis het die volgende gesê. Die tweede persoon in God, dit is die Seun, Jesus Christus, het self mens geword. Hy is in die wêreld gebore as 'n werklike man, 'n regte man, van 'n spesifieke lengte, met hare van 'n spesifieke kleur. Hy het 'n spesifieke taal gepraat. Hy het seker soveel kilogram geweeg.
So die ewige wese wat alles weet en wat die hele heelal geskep het nie net 'n man geword nie, maar ook 'n baba en voor dit 'n fetus in 'n vrou se liggaam. Hy het verder gesê, as jy dit wil vergelyk met jouself, dink net hoe graag jy 'n slak of 'n krab wil word. Ek wil nie een word nie. Maar jy kan dit daarmee vergelyk hoe Jesus homself verneder het. So Jesus het homself aan die Vader onderwerp, maar is steeds die Here en tog was hy onderdanig om te ervaar wat ek en jy elke dag as mense ervaar. Die Bybel sê hy het vlees geword. Hy het een van ons geword, sodat ons soos hy kan word. Onselfsugtig, onderwerping en opoffering. En omdat hy in die vorm van 'n mens was, het hy homself verneder en gehoorsaam geword tot die dood, selfs die dood van die kruis. Hy was gebore om te sterf. Vir jou en vir my, selfs toe ons nog sondaars was. Jesus was born to die for us, you and I, so that we could live forever in heaven. So Kersfees het nie die volle betekenis sonder die nagmaal of die Paasfees nie, want ons gaan nou nie vanoggend nagmaal hou nie, maar wanneer jy die brood neem, onthou jy die menslikheid van Jesus, want hy het mos 'n liggaam gehad, wat in Bethlehem begin het. En wanneer jy die beker neem, onthou jy die dood van Jesus, wat ons by die opstanding met Paasfees vier. So, Kersfees en Paasfees is eintlik hoort by mekaar. Kersfees gaan oor die dood van Jesus, want hy was gebore om te sterf. Christmas and Easter belong together because Jesus was born to die for us. En ons word herinner aan die verskriklike straf wat hy namens ons verduur het. Hy was nie 'n misdadiger nie, maar hy het soos een gesterf vir jou en my. Buiten daai lyding was hy van onder af deur Satan en sy gesande aangeval. Rondom hom het die mense op hom geskree en hom bespot. Van bo af het God die krag van die duisternis op hom gegooi. Duisternis is die simbool van 'n vloek. En binne in hom was daar 'n bitter kreet. My God, hoekom het U my verlaat? Jesus died as a criminal, even if he was not a criminal. While he was dying on the cross, Satan made jokes with him. The people also shouted at him, and Jesus was very lonely because Father God left him. So aan die kruis het Jesus die donker skeiding van God ervaar, wat ek en jy eintlik verdien het. Hy het ons plek ingeneem en die dood gesterf, wat ek en jy eintlik verdien. Hy moes nie sterf ten spyte van God se liefde nie. Hy moes sterf as gevolg van God se liefde vir ons. Jesus didn't die, but he chose to die in our place. Jesus Christus leer ons dat Kersfees onselfsugtigheid, oorgawe, diens, onderwerping en opoffering is. En nou kyk ons met verlange na die tweede Kersfees, die volgende een, na die tweede Kersfees, die tweede koms van Jesus. And now we're looking forward to the second Christmas, and that is when Jesus will come back to the earth to fetch his children. Daarom het God hom ook hoog verhef en hom 'n naam gegee bo elke naam, dat by die naam van Jesus Christus elke knie van die wat in die hemel, die op die aarde, onder die aarde, moet buig. Elke tong moet bely dat Christus Jesus is tot heerlikheid van God die Vader. Hierdie Jesus wat homself verneder het en eendag na hierdie aarde sal terugkom, gaan verhef word. Elke knie gaan buig, bo die aarde, onder die aarde, dit maak nie saak nie, by die blote noem van sy naam. Almal bo die aarde sal buig, insluitend al die goeie engele, al die verlostes, wat voor Jesus se terugkeer gesterf het. Almal op die aarde sal buig, alle mense, almal onder die aarde sal buig, al die inwoners van die hel, al die bose engele, almal sal buig,
by die naam van Jesus Christus. Every knee will bow when Jesus comes back to the earth. Whether you want to or not, jy gaan. Hierdie Jesus wie se verjaarsdag ons vandag vier, hy moes baie prys gegee het om 'n mens te word. In Jakobus lees ons dat ons onsself nederig hou, sodat die Vader ons op die regte tyd kan verhoog. Die een wat verneder is, sal verhef word. Jesus humbled himself and therefore he will be lifted up. And we should also humble ourselves and be a servant to other people, and then Jesus will lift us up as well. Die een wat verneder is, sal deur sy lewe opgehef word. Jesus leer ons 'n baie belangrike ding. Die pad op is eintlik die pad af. Verstaan julle wat ek bedoel? Deur nederig te word, gaan jy opgelig word. So Petrus het dit so gestel. Hy het gesê, wees nederig onder die magtige hand van God, sodat hy julle mag verhef. Jakobus het gesê, bly nederig in die oë van die Here. Hy sal julle verhoog. Die manier waarop jy verhewe word, is nie deur jouself te probeer verhef nie. Die manier waarop jy verhewe word, is deur jou nederigheid en om ander te dien. Dan sal God jou oplig. So as ons so opgewonde is oor vandag, oor Kersfees, wat dink julle, hoe gaan ons wees met die tweede koms? Die Kersfees wanneer Jesus terugkom en wanneer hy kom, sal elke knie buig en elke tong gaan bely. If we are so excited about Christmas today, how excited are we going to be about the second Christmas? And that is when Jesus returns to the earth to fetch us. My gebed vir jou is dat hierdie Gees in jou sal wees wat ook in Jesus Christus was. En dit is om nederig, onselfsugtig, opofferend en onderdanig as ook dienend te wees. Die belangrikste is om verander te wees wat Jesus vir ons was. En wanneer ons verander is wat Jesus vir ons was, sal Jesus vir ons wees wat ons wil hê hy moet wees. Ek bid dat dit vir ons almal in hierdie seisoen waar sal wees. My prayer for you is that this Spirit will be in you, which was also in Jesus Christ, and that is to be humble, selfless, sacrificing, submissive, and a servant. The important thing is to be to others what Jesus was to us. And when we are to others what Jesus was to us, Jesus will be to us what we want him to be. I pray that this will be true for all of us in this season. Kom ons sluit die oë. Our Heavenly Father, thank you for Jesus. Thank you for sending your Son to be born to die for our sins. Thank you for the cross. Please help us to be humble servants as well. Father, help us to be a light in a dark world. Help us to be the salt in a bitter world. Help us to be like Jesus, to be loving and kind. Mag die boodskap van Kersfees, dat U by ons is, ons dra deur elke dag wat kom. Mag ons soos die herders wees, wat die goeie nuus met blydskap uitdra. En soos die wyse manne, wat met oop harte aanbid. In die naam van Jesus Christus, ons Here en Verlosser, bid ons dit. Amen. Nou, ons het vergeet om te sing, of ek het vergeet dat ons sing vanoggend. Ek het net weggetrek, ek dink is pastoor Jaco se skuld, want hy het my tempteer hier. Ek dink ons gaan een lied sing, daai tweede ene Susan. Ja, die kinders, are you going to sing that song for us? No, not the one that you sang up here, the one that's playing. Speel hom gou vir hulle, en dan kan ons die tweede een speel. Dan. Okay? Sing. Sing.
Dankie Susan. Okay, kinders sukkel so 'n bietjie. Speel vir ons die tweede een daar wat ons aanvanklik sou gesing het. Kom ons staan en sing ons hartlik saam. Finding me, my only hope. Jesus made all to Him my own. Sin had lived the gracious saint, He washed me white as snow. Indeed I find that I found and find a love and changed the living soul, and now the heart of soul. Jesus made it all to Him my own. Sin has lived the Prince of Saints, He washed me white as snow. When before the throne, I stand complete. Jesus died my soul to save. My lips are still redeemed. Jesus made it all to be my own. Sin had lived the Prince of Saints, He washed me white as snow. Jesus made it all to be my own. Sin had lived the Prince of Saints, He washed me white as snow. Washed me white as snow. Washed me white as snow. Vader, ek loof en ek prys U vir vanoggend, dat ons die voorreg gehad het om hier by mekaar te kon kom en te praat rondom U geboorte, Here. Vader, ek hoop dat dit in almal se harte sal insink, dat ons sal verstaan waaroor dit gaan, dat dit nie gaan oor geskenke en kos en Kersvaders en wat ook al nie, Here. Die prys wat U betaal het was geweldig groot. Help ons om dit te verstaan. Vader, ek spreek 'n seën uit oor elkeen en ek pleit die kosbare bloed oor ieder en elk in Jesus naam. Amen. Amen.